Goeiemôre, vriende. Ek is so bly. Ek kon nie nou daar nie sien. Mens kom agter dat jy betrokke raak by mense se lewens as jy by begrafnis emosioneel is. En nou praat ek nie doen nie. Ek het dan vanoggend toe sê ek vir my vrou, nou weet nie Esme of julle dit beplan het nie, maar soos wat ek vir
Pieter leer ken het, so hy nou gesê, julle timing is goed, want dit is braaidag. En ek dink hy sal van ons almal verwag om vanmiddag te gaan braai. So dit maak hierdie dag anders en spesiaal. Maar van my kant af wil ek julle elkeen sê, my hart is net so seer. Familie, dankie dat julle mekaar vashou. Ek weet dit is nou, vanuit hy dood is tot en met vandag, is nou 'n tyd gewees. Maar dankie dat julle mekaar vashou. Dat julle mekaar toevang. Want dit is wat ons as kinders van die Here doen. Vriende, ons het nou deur die foto's geblaai. En daar het soveel verskillende emosies deur ons gegaan. Primêr hartseer, stikkend wees, verlang. Maar aan die ander kant is daar van hierdie foto's wat 'n mens net op glimlag. Want dit het hom so vasgevang in daai oomblik. Ek gaan nou vir ons die begrafnisformulier lees. En daarna dan gaan ek vra dat jy sommer net daar waar jy sit net jou oë toemaak. En dan gaan ons elkeen op ons manier ook afskeid neem van 'n man, van 'n pa, van 'n broer, van 'n vriend. Ons almal het op 'n verskillende manier geleer ken. En gaan ons sommer net vir die Here sê, Here, dankie. Dankie dat U hom vir ons geleen het. Maar Here, dankie dat hy vandag ook nie meer pyn het nie. Dankie dat hy by U kan wees. Op U skoot kan sit, daar waar hy veilig is. Maar ek gaan eers vir ons die volgende formulier lees. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Pieter deur die dood van ons af weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is, waarteen ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof, dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan, en dat hy verder met ons gaan. In Johannes 11 lees ons die Here Jesus het dan self gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. Deur sy opstanding en Jesus die dood oorwinning, kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou kom? Dan in Timoteus 4 vers 13, daarom tree ons wel, maar ons tree nie soos die ander mense, wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet leef nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. 'n Geleentheid gee net daar waar jy nou sit, maak net die oë toe. Kom ons sê vir die Here net dankie. En dan sal ek ons open met gebed.
Hemelse Vader, Here, Here, ons harte is beseer vanoggend. Want om afskeid te neem van iemand vir wie ons lief is, vir wie ons omgee, iemand wat soveel glimlagte ons gesigte geplaas het, iemand wat omgee, iemand wat selfs in hierdie moeilike tyd van droogte en COVID nog steeds positief was. Here, dankie dat U vir ons vanoggend kom vashou. Here, as ons afskeid nou neem, dan weet ons, Here, dat Pieter is nou met U. Here, hy lag saam met U. U het al sy siekte, al sy pyn genees. U het hom gered van die graf. Hy behoort aan U. En daarin hou ons vas. Here, ons bly agter. Ons wil vra vanoggend dat U vir ons sal kom vashou. Dat U ons trane sal afdroog. Dat U ons sal regop hou. In hierdie tyd van hartseer, Here, dat ons sal weet dat U ons nooit ooit sal los nie. Amen. Vriende, ek het nou gedink dat daar is 3 dinge vandag waar Pieter sal lag. Nou ek weet nie hoe lyk dit in die hemel nie, ons lees nog Pieters in die Bybel, maar as hy so kon afkyk vanoggend, dan dink ek hy nou al lekker gelag. Oor 3 dinge. Eerste ding het ek nou vir julle gesê, dis braaidag, pan is reg. Tweede ding is my ek hy het lekker gelag hoe jy die teks my gee. En gesê, ek doen nou nie, ons kyk nou maak jy nou van hierdie ding. Die derde ding, waar hy, ek dink uit sy maag het gelag het. Julle gaan net die vrugte daarvan sien. Ons nou hierdie naweek is ons klankspan, is weg in 'n lang naweek. En alles op hierdie PowerPoint het ons mooi korrek gekry. Behalwe die laaste, ek wil dit nou sê dat julle net op 'n lag soos dit hoor. Die laaste, net vir die seun, gaan ons luister en kyk na video waar André Basie aan Merida Koosboek se lied gesing het. En wie julle het perfek gewerk. Behalwe hierdie dataprojektor. Hierdie dataprojektor sit les uit as hy. Verstaan jy hoe Pieter in die hemel uit lag? Is dit nie lekker om dit te kan sien? En dit troos my hart ook so bietjie. Maar kom, ons gaan saam lees. Die teks is Genesis 28. Ek gaan ons lees daar vanaf vers 10. Nou, dit is die gedeelte waar Jakob, is net na Jakob en eers soos die hele storie rond die eerste geboorte reg, en dan is Jakob weg by die huis, en sy pa se afskeidswoorde aan hom was gewees, dan soek vir jou 'n ordentlike vrou. Nou, Esbek het besluit, ons gaan nie daai deel vir ons lees nie. En dan is Jakob op pad. En ek dink hy gaan deur 'n klomp trauma, deur 'n klomp emosies van verlies, want hy is op pad weg van die bekende. As hy daar weg beweeg van die bekende, dan is altyd 'n moment, is sy reissak en die kiel. Hy het nou nie eens 'n donkie of 'n ding waar hy ry nie. Met die besef, ons reis is maar alleen. En dan
Dan lees ons daar in vers 10 die volgende. Jakob is van Berseba af weg na Haran toe. Teen sononder het hy by 'n plek gekom waar hy kon oornag. Hy het daar 'n klip vir 'n kopkussing gebruik en gaan lê en slaap. Hy het gedroom, 'n leer staan op die aarde en die punt van die leer raak aan die hemel en engele van God klim op en af met die leer. Toe kom staan die Here by Jakob en hy sê, ek is die Here, die God van jou voorvader Abraham, die God van Isak. Ek sal die grond waarop jy lê, vir jou en jou nageslag gee. Hulle sal so baie wees soos die stof van die aarde, en jy sal jou gebied na alle kante toe uitbrei. En in jou en jou nageslag sal al die volke van die aarde geseën wees. Ek is by jou, en ek sal jou beskerm, waar jy ook al gaan. Ek sal jou na hierdie land toe terugbring. Ek sal jou nie in die steek laat nie. Ek sal doen wat ek jou beloof het. Jakob het wakker geskrik en gesê, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie besef nie. Jakob het bang geword en gesê, hoe skrikwekkend is hierdie plek? Dit is niks anders nie as die huis van God. Dit is die poort van die hemel. Die volgende môre het Jakob opgestaan en hy het die klip wat sy kopkussing was gevat en dit reg opgesit. Toe giet hy olie op die bopunt daarvan uit. Hy het die plek Bet-El genoem. Die stad was voorheen bekend as Lus. Jakob het toe in gelofte afgelê en gesê, as U, o God, by my is en my beskerm op my reis en vir my kos en klere gee, sodat ek behoue terugkom by my ouer huis, sal U, Here, my God wees. Hierdie klipaltaar wat ek reg gesit het, sal 'n tempel wees, en van alles wat U my gee, sal ek vir U 'n tiende gee. Net tot daar. Een van die interessante dinge van hierdie teks is die meeste van ons wat die Bybel lees en verstaan, is dat Jakob 'n godvreesende man was. Maar hy was nie. Hy was eintlik 'n ongelowige. Tot en met hierdie punt. Hy was iemand wat met sy eie geluk daar gestel het. Sy eie ding gedoen het. En dan word hy gekonfronteer met trauma. Iets waarin hy alles verloor. En hy is op pad. En dan kom hy hier by hierdie gedeelte waar hy teen die aand gekom het en daar's verskillende opinies daaroor. In daardie tyd was dit almal bekend dat jy moet voor sononder in die volgende dorp wees. Want as jy nie daar is nie, moet jy buitekant slaap. En die gevaar van boewe en roofdiere is enorm. Soos nog trauma op die arme man. Die ander ding wat hulle sê van hierdie teks is dat hierdie gedeelte, ons lees dit ook, waar hy homself bevind, is daar tussen die klippe. Nou ek dink dit is baie gepas op Pieter, want ek het nou vir Pieter van huis besoek doen gehad, en daar was klippe. My ou bakkie het geweet, hy het jou gekompad. Toe Jakob teen die aandse kant besef hy moet nou om 'n rusplek kry. En lees ons hier hoe hy 'n klip gevat het en ek weet nie of mense klip gemakliker maak nie, maar hy het 'n klip gekry wat vir hom sou werk, daar was hy kop en neer lê. En hy raak hy in slaap. En dan droom hy. Die slim mense sê, daar waar hy gelê het, weet nou is 'n klipwêreld. Maar Jakob sê, daai plek staan ook bekend as the Ladder of Tyre. Tyre is 'n plek se naam, is nie wat ons ken Tyre hier in Karoo. Hulle sê dat as jy daar op 'n sekere manier na die berge kyk, dan lyk dit letterlik soos trappe wat opgaan na die hemel toe. En ek vermoed daarso het Jakob nou sy klip gelê en gedink,
Wat hou my toekoms in? Hier lê ek op 'n vreemde plek, op 'n klip, staar na hierdie klipformasies, wat lyk soos trappe na die hemel toe. Daarmee raak ek in slaap. En dan ken ons die gedeelte hoe die Here aan hom verskyn het. En die Here sy beloftes net weer bevestig het. As hy vir Jakob, iemand wat as te ware uitgestoot is, vir hom kom sê, ek sal jou nie los nie. Nie vir jou, of vir jou nageslag. Ek sal jou vashou. Ek sal jou beskerm. Ek sal tot jou grondgebied vir jou verbreek. Dan, as hy wakker word, dan besef hy, ek het nou 'n ontmoeting met God gehad. En dis hier, waar sy hele lewe gedraai het, in 'n ander rigting in. En dan die bekende gedeelte, waar hy daar waar hy geslaap het, daai klip vat en hy olie oor hom gooi en 'n altaar daar bou. En hy noem my plek Bethel, die huis van die Here. Dit is hier wat die Here ingegryp het. Dit is hier wat die Here gekom het en vir hom gesê het, mens, ek sal jou God wees. En dan gee hy die belofte terug aan die Here en sê, Here, as U my sal vashou, as U my sal beskerm, as U my sal toevou met die liefde, dan sal U my God wees. En alles wat ek het, sal aan U behoort. Dis eintlik 'n ingrypende gedeelte. Ons staan vandag hier en ons weet dat Pieter is veilig by die Here. Maar ons is hier. En dit voel soos 'n stuk trauma wat deur 'n mens hardloop. Om iemand vir wie jy omgee, iemand vir wie jy lief is, aan die dood af te staan. Dit voel as te ware of jy ook uitgedryf is. Daar is die klippe. En Liskas, Andreas mens, dan by 'n dag soos vandag kom. Dan wil hy vir die Here sê, Here, wat nou? Here, ons weet nie wat se volgende tree. Net soos wat die Here vir Jakob om vashou. Net soos wat die Here belofte aan hom gemaak het. So maak die Here ook aan ons belofte. Ons wat vandag hier is, maar wees, ons weet, Here ons vas. Hy sê wat ons trane afdroog. Net soos wat hy vir Jakob opgetel, so tel hy vir ons op. Inteendeel, hierdie teks gaan verder, want as jy verder lees in die Ou Testament en ons kom by die Nuwe Testament uit, waar die Here Jesus nie net in 'n droom mee verskyn nie, waar daar nie net 'n leer is wat in 'n droom is tussen die hemel en die aarde nie, maar wat Jesus die leer afgekom het na hierdie aarde toe. My vir jou. Die Jesus wat, lees aan in Petrus, wat gekom het en gesê het, ek is die rots, ek is die fondasie, waarop jy kan bou, wanneer jy kan vashou. Die Jesus wat gekom het en gesê het, ja, Jakob het wel hier 'n altaar gebou, waar hy vir my geoffer het, vir my gedien het, aan my gewy het, maar Jesus is die lewende offer. Jesus is die offer, wat gemaak het, dat soos wat ons net nou gelees het in die formulier, dat ons kan terug is, ons mag huil, ons mag hartseer wees, ons mag pyn hê, ons mag verlaat. En die Here het die pad opgebreek, en hy het vir Pieter en die Leer opgeneem, en gesê, kom huis toe. Maar vir ons wat vandag so sit, en wat eer aan hom gebring het, kom ons bring eer aan die Here en sê, Here, dankie dat U ons offeraltaar is.
Dankie dat U die altaar is by wie ons kan gaan sit. Of dit nou by my is, of plaas is, of dit in 'n ander land is. Here, dankie dat U alomteenwoordig is. Dankie Here dat U ons trane afneem. Ek weet, U het my gesê, môre in julle plaas kom. En dan gaan julle ook altaar klippe pak. Dit is 'n ongelooflike mooi simboliek hierin. Want dit gaan nie oor die klippe nie. Dit gaan oor wat in ons gebeur. Mag daai klippe uitskree, Jesus leef. Mag die altaars wat ons elkeen het, dis die Heilige Gees wat in ons lewe. Mag hy ons troos, mag hy ons vashou. Mag ons ook soos Jakob sê, Here, U is my God, U troos my, niks anders nie. Daar is niks anders waar ek kan vashou, behalwe aan U. Dankie daarvoor, Here. Dankie dat U die traan afdroog. Dankie dat U my altaar is, want ek kan gaan. En daai altaar wat in ons harte gebou is, elke keer as ons seer, elke keer as ons bang word, elke keer as ons sê ons weet nie wat die toekoms inhou nie, mag ons vir die Here sê, Here, U is my rots, U is my vesting, aan U hou ek vas. U is die klipstapel, en wie ek gaan lê. Here, wys vir ons die trappe, my koninkryk, my leer. Ek wil afsluit. As jy Jakob se verhaal lees, dan is dit eintlik nie so mooi verhaal nie. 'n Verhaal van plannetjies, 'n verhaal van eie ek, jou eie broer, met sy erfporsie uit, sy seun uitgesteel. Tot hier. Tot hy daai droom gehad het. Tot en met die klipstapel. Dan verander alles. Dan word hy 'n geestelike reus. Mag die Here ons elkeen wat hier is, by sy klipstapel wat die kruis is, mag hy ons so toeneem. Mag ons elke dag onthou, Jesus, hy is ons rots, hy is ons fondasie, hy is die een aan wie ons vashou. Mag die Here ons troos en ons genadig wees. Amen. Kom maar bid ons saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir hierdie herinnering van Genesis 28. Here, U maak belofte. U het vir Jakob gesê, ek sal jou grondgebied vergroot, ek sal jou vashou, ek sal jou beskerm, ek sal jou trane afdroog. Here, en vandag kom ons en ons weet dat ons altaar is U, Here Jesus, U wat na hierdie wêreld gekom het, U wat vir ons aan die kruis gesterf het en opgestaan het, U wat die dood oorwin. Here, U is die een wat nou ons trane afdroog. Here, U is ons altaar. Here, ons is maar skrikkerig. Hoe lyk die pad vorentoe? Maar Here, waar ons wel vashou. Ons hou vas aan U. Vader, wil U hierdie familie styf vashou. Here, wil U
Ons neem, soos Habakuk sê, aan na die bergtoppe, daar waar ek veilig is, in die hande. Dankie dat ons dit van U kan vra, en dat ons kan weet, dis U wat ons vashou. Amen. Ons gaan nou luister, Marius, Geskryf, hy gaan vir ons voorgaan met Huldeblyk, en daarna sal ek die dankings doen. Marius? Familie, vriende, lees graag weer 'n stukkie voor, so deur Espen gevra. Dis Dinsdag, ek stop op Grasbult. Iets is anders. Annelies en Wouter daai die lek voerpille. Ek rus lank die Bordissou, mense oortang en seer besoek. Daar bler ooi en swart oog. Sy bler is anders. Die trop is aan in die kraal by Waterbaan. 'n Droogtehans van 2019 kom ryk aan my. Kyk my aan, draai om en stap stil weg. Maar iets is anders. Ons merk die trop klaar, doseer alles, sien die bloed op ou Stompie se skouer, van al die dames se oormerk. Stompie is stil vandag. Sy lag grappies en spot is stil. Want iets is anders. Daar bly 'n lam in die hondespoor as 'n kamp. Dis 'n soekbler. Ek wag vir die ooi se antwoord, maar is stil. Die bler raak al benoude bler. Wag nog vir die ooi se antwoord, maar daar's niks. Want iets is anders. Ons skuif na Hartebult se kraal. Die son sit nou hoog. Ek tel op 'n 2 dop op die water op. By die water op, daar bly die ooi weer in die swart oog. Dis 'n vraagplek. Sy soek haar dek. Ek is laat. Bokka kom stap in die veld by ons aan. Kyk my aan, sit 'n vraag en kyk. Dis 'n soekkyk. Sy draai om, ek hoor haar snor. Want iets is anders. Ons middag in die veld, ek hoor niks van Swartkloof se kant, dit is stil. Daar staan die liggie ook nog op in die noorde. Sal met roer, daar's 'n trop by die huis in die kraal, ons moet wikkel. Swartkloof se skaap kry hulle lek en pille, en by die waterkrib, daar gooi weer. Dis nou 'n vraagblad, en hoekom bler, maar ek het nie antwoorde nie. Ek draai Grasbult se huis toe, die windjie staan nou sterker. In die tuin hoor ek 'n skepper los by die pomp. By sy pyp kom water. Niks water uit nie. Net 'n traandruppel. Is hy leeg getrek daar diep onder, dink ek, want iets is anders. Ons werk die kropskaap klaar, dit raak nou skemer. Swartkloof se bler is stil. Dan roep daar 'n jakkals, hy spring op kamp. Ek ken hy. Dis die roep van 'n alleen jakkals wat wag vir sy maat om te antwoord. Hy roep weer en weer. Dis 9 uur en ek staan buite op die stoep met 'n koppie koffie. Ek vra nou vrae, soos die ooi, die lam, bokka, die hanskooi. Ek roep ook nou soos die jakkals, maar dit is stil, want iets is anders. Ek gaan lê, maar dit is laat. Dan hoor ek die jakkals, maar nou huil hy, want alles is anders. Marius. Vriende, ek lees graag die volgende van die familie af. Ek en my kinders is baie bly dat julle vandag hier saam met ons is. Die meeste van julle het spesiaal gekom en baie van julle van ver af.
Wat sou ons die afgelope 2 maande gedoen het, sonder familie en vriende, wat ons so ondersteun het? Ons waardeer julle teenwoordigheid, bid dat julle veilig sal terug na huis toe. Die Rigtersveldgroep. Ek weet nie wat ek die aand van die 16de Julie sou doen as julle nie daar was nie. Dankie dat julle deel was van die laaste 10 dae van Pieter se lewe en dat elke oomblik daarvan geniet het. Dan moet ek vir Indie Swanepoel van die hondekondokkies op Hondeklipbaai in haar afwesigheid ook bedank. Want wat ons daardie nag, daar in die vreemde, sonder haar hulp sou doen, weet ek nie. Boodskappe, telefoonoproepe, geskenke, besoeke, eetgoed, blomme en allerlei vorms van omgee het op ons neergeneem. Ons kan nie die dankbaarheid wat ons voel regtig in woorde opsit nie. Weet net, dit word opreg waardeer. Celia, baie dankie. Jy het my idee van 'n Pieter handskrift pragtig vertolk. Familie, vir julle kan ons nooit genoeg bedank vir alles wat julle al gedoen, gegee en gereël het. Dankie, dankie, nogmaals dankie. Ons 3 kan ons sterk dank dat ons deel is van die detooi van 'n skei familie. Ongelukkig moet ek nou uitsonderings maak. Ja goed. Spesiaal wil ons vir jou bedank vir alles wat jy gedoen het. Steeds doen. En nog gaan doen. Colin, wat vir Liska van Haal in Johannesburg. Lies, verslaapplek en al jou reëlings rondom die roudiens. Boetie, Mommerie, Connie, die lyn vir alles wat julle vir my gedoen het. Dankie ma, dat ma vandag hier is. Toe meneer Rudy, baie dankie vir die troostboodskap wat jy vandag vir ons wat agterbly gebring het. Dankie vir jou ondersteuning en hart in hierdie hartseer tyd. Lien, dankie dat jy bereid was om te help in die tegniese aspekte van die diens, ons waardeer dit. Dankie vir 64 jaar wat Pieter kon deel wees van sy familie. Dankie vir 29 jaar se getroude lewe. Dankie dat my kinders 'n pa gehad het, wat alles vir ons kinders geld gehad het. Dankie vir genade, onbeskryflik groot. Ons gaan afsluit en ek wil vra dat julle my julle oor sal toemaak maar vir hierdie video wat op sy kant staan. Ons huil nog te laat. Hy laat ons lekker. Ons gaan luister na Koosdoep se bekende lied. So maak net jou oë toe en kom ons luister sommer net na die pragtige woorde. Net luister na die klank van die taak wat jy harder sê. Baie dankie. Thank you.
vra dat ons opstaan, dan gaan ek die seën uitspreek en daarna kan jy so bly staan. Dan gee ons geleentheid vir die familie om eers uit te beweeg. Kom ons staan. Familie, vriende, in ons hartseer, hou ons vas aan die rots, ons Here Jesus Christus. Daarom seën ek julle nou in die naam van God die Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Ek seën julle in die naam van ons Here Jesus Christus, ons rots, ons vesting, ons altaar. Ek seën julle in die naam van die Heilige Gees, ons trooster, die een wat ons vashou. Gaan uit, hou vas aan die een wat ons regmaak.